Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. So op 'n koelerige, nat oggend vanoggend. Ek hoop dis 'n mooi dag vir u en 'n mooi week wat voorlê. Mag die Here ons seën en mag ons saam wees vanmôre u verryk en mag God se woord deur sy gees vanmôre diep in ons harte en in ons siele inboor. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Here, as ons hieraan dink vanmôre, dan het ons soveel om dankbaar voor te wees. Here, ons kan ons seëninge tel en Here, ons sal dae en dae aan mekaar kan gaan sonder om op te hou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre. En hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre, ons sing 'n loflied saam tot eer van die Here en dis lied 16. Kom ons staan, maar sing ons hom een keer lekker hartlik deur. Dis ons bekende medley, dit is 'n medley, nee. Ag, dankie Willemien. Lied 16, Majesteit. Kom ons staan en sing ons dit lekker hartlik saam. Ek wil graag die wet van die Here vanmôre vir ons lees uit die boek Romeine uit. En dit kom uit Romeine hoofstuk 12 uit vanaf vers 9. Die opskrif aan die begin van die hoofstuk is die nuwe lewe in Christus. En dan van vers 9 af is die opskrif riglyne vir die Christelike lewe. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin voorbeeldig. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As jou vyand dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte.
moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed, en kom ons oordink ook hierdie woorde van God in Romeine vanmôre aan ons. 'n Paar oomblikke van stilte. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, as ons vanmôre hierdie woorde hoor, dan ekho dit in hierdie gebou, in hierdie kerk, tussen hierdie mure. Maar Here, as ons hierdie woorde van Johannes 13 hoor, dan ekho dit in ons hart, en dit ekho in ons siel. Here, en dit maak dat ons nie vanmôre anders kan as om dankbaar te wees nie. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dat U ons vasgedruk het, Here, lank voordat ons nog 'n woord op ons eie lippe kon bring. Dankie, Here, dat U ons lief het, ongeag dit wat ons doen. Maar Here, dankie ook dat U ons lei tot bekering. Dankie dat U ons lei tot insig. Dankie dat U ons lei tot geloof. En Here, as ons vanmôre stil word, wil ons in U teenwoordigheid U woord kom aanhoor. Ons wil kom stil word, Here, en kom vra, praat met ons. Here, praat met ons harte, maar praat diep in ons wese vanmôre. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit vanmôre, wil ek vra dat ons lied 253 sing, vers 1 en vers 2. Hierdie lied, ons het so pas die wet van die Here gehoor, die genade aankondiging uit Johannes 16 uit. En nou sing ons hierdie lied om te onthou, wie is Jesus? Jesus Christus is die lewensbrood. Ons sing dit as 'n herinnering vanmôre aan sy genade en die brood van die lewe wat hy bring, en ons dankbaarheid daarop grond van. Maar ook sing ons hierdie lied in voorbereiding vir die woordverkondiging. So daar waar jy sit vanmôre, wil ek vra dat ons dit sal sing as 'n belydenis vanoggend van wie Jesus is, maar ook dat die Here ons gees sal voorberei en ons harte vir die verkondiging van die woord vanmôre. Lied 253, vers 1 en vers 2. Jy kan die Bybels oopmaak by ons skrifgedeelte vanmôre. Ons gaan saam lees uit Psalm 100 uit en is op bladsy 634 in my Bybel. Psalm 100 is op bladsy 634 in my Bybel. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons vanmôre kan stil word en opgewonde kan wees as ons die woord oopmaak. Ja Here, dankie dat U vanmôre ons harte kan vul met blydskap. Here, dat U vir 'n oomblik ons oë kan sluit vir dit wat in die wêreld rondom ons gebeur, die uitdagings wat ons in die oë staar. Ja Here, en baie keer dinge wat ons aftrek in hierdie lewe en die vreugde uit ons lewe uitsuig. Dankie dat ons hier kan stil word en kan onthou, wat is ons grond van dankbaarheid? En Here, dit is U. U Here God is ons dankbaarheid. Om U te ken as Here, om U te ken as God, om U in ons lewe te hê, Heilige Gees, om U te voel in ons harte, dit is ons rede tot dankbaarheid. En Here, ons wil vanmôre bely, en ons wil vanmôre ontdek, al word ons gestroop van alles in die lewe. Here, al sit ons soos Job op die ashoop, en wil as op ons kop gooi, het ons nog steeds U verlossing.
En dit maak, Here, dat die dankbaarheid nooit in ons harte geblus sal word nie. Ons word partykeer platgeslaan, maar nooit uitgeslaan nie. Dankie dat U ons altyd optel, Here. Dankie dat U altyd uitkoms bring. Dankie dat U genade altyd genoeg is. Breek U woord vanmôre vir ons oop. Maak hierdie Psalm deel van ons harte, deel van ons lewens. Heilige Gees, Here Jesus Christus, ons bid dit vanmôre in U naam alleen. Amen. Broers en susters, ons tema vanmôre is ek kan nie anders as om dankbaar te wees nie. Ons hele tema hierdie maand en ons hele gedagte is om bietjie te dink oor dankbaarheid en wat ons het om oor dankbaar te wees. En ek wil nie hê ons moet vanmôre seëninge tel nie. Ek onthou daai ou liedjie, tel jou seëninge, tel al een vir een, maar dit is nie wat ons wil doen vanoggend nie. Ek wil hê ons moet in die woord van God indelf vanmôre en vir onsself vra, wat is die diep kernwaarheid van dankbaarheid in my hart? As ek môreoggend moet opstaan en gestroop moet wees van alles in my lewe, wat sal ek oor hê om voor dankbaar te wees? En dit is waarom ons vanmôre na Psalm 100 kyk. Psalm 100 begin met hierdie opskrif, 'n dankpsalm. Heel moontlik geskryf deur Dawid, 'n dankpsalm wat diep uit sy hart uitkom. Maar interessant genoeg, 'n psalm, 'n dankpsalm wat nie afhanklik is van emosie nie. Dankbaarheid is nie altyd iets wat ons voel nie. En daarom is hierdie psalm baie dieper as net die emosie van dankbaarheid wat Dawid beleef. Daarom kom ons lees dit saam. Psalm 100, 'n dankpsalm. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam. Want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Ek lees net weer die laaste gedeelte. Want, en broers en susters, dit sal nooit verander in jou lewe nie. Want die Here is goed. Want aan sy liefde is daar geen einde nie. Want sy trou duur van geslag tot geslag. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek wil begin vanoggend deur vir u 'n video te wys. En as ek hierdie video vir u wys, wil ek hê moet u ver terugdink in die lewe. Ek wil hê baie van u gaan onmiddellik hierdie video herken en ek wil hê u moet probeer onthou, waar was jy toe hierdie oomblik in die geskiedenis gebeur het? 'n Ongelooflike belangrike moment in die geskiedenis van enige Suid-Afrikaner. Karen? Stremski back in the pocket. Has the chance to drop the goal. Back it comes to Stremski. Up goes the kick. Up goes the goal. Stremski has kept his head. And with 2 minutes gone in the second period, an extra time South Africa's dream is alive once more. It's absolutely unbelievable. The crowd has gone mad. Joel Stremski, beautiful scrum ball. No doubt what he was going to do. He struck it straight between the uprights. Was daar iemand in die stadion gewees daai dag? Hier's 'n paar mense wat in die stadion was wat onthou presies wat daai dag gebeur het. Broers en susters, dit was die 1995 Wêreldbeker finaal. Ek onthou ek was in matriek gewees en ek kry hoendervleis nou soos ek nog hieraan dink. Dis 30 jaar later en nog steeds is daardie drop goal van Joel Stremski iets wat in elke Suid-Afrikaner, of jy 'n rugby ondersteuner is of nie, is daai drop goal iets wat in elkeen van ons se harte leef vandag. Dit was die dag gewees toe Suid-Afrika in sy hele samelewing en saamwees 'n nuwe traject ingeslaan het.
Ek onthou die vreugde wat ons beleef het. Ek onthou die uitbundige gejuig, daai skare toe Joel Stransky in daai ekstra tyd daai goal oorskop. Broers en susters, dit was pandemonium gewees in Suid-Afrika. 2 jaar terug onthou ek in Ebert was saam en hier's nog 'n paar van die belydenisklaskinders, het ons die 2023 Wêreldbeker finaal gekyk. Ons was op die belydeniskamp gewees. En ek sal nooit vergeet daai vreugde toe ons daardie World Cup wen nie. Die kinders het in Drakenswil uitgehardloop. Ons mag nie in die swembaddens geswem het nie, maar hulle het nie omgegee nie en niemand het hulle gekeer nie. Want dis blydskap. En daar's niks fout daarmee nie. Het jy gelet op die skare se blydskap, hoe bly hulle was toe Joel Stransky dit oorskop? Ek wens ons kon op daardie stadium die 45 miljoen Suid-Afrikaners in een prentjie bymekaar kry. Want dis blydskap. En dis rede om bly te wees. Nou broers en susters, ek onthou daai dag baie goed en ek wens eintlik ons kan elke liewe dag van ons lewe so 'n moment hê. Ek wil nou vir u 'n foto wys. En wil vra, beleef jy dieselfde blydskap in jou hart wanneer jy hierdie foto sien as wanneer jy dink aan die 95 Wêreldbeker wen teen die All Blacks? As jy hierdie foto sien, dis 'n uitbeelding van die kruisiging van Jesus Christus 2000 jaar terug. Maak dit jou ook so bly, so dankbaar, soos daardie drop goal van Joel Stransky in 1995. Daai oomblik toe Nelson Mandela agter François Pienaar staan en sy hande in die lug gooi met die nommer 6 trui aan, gee dit jou dieselfde vorm van blydskap wanneer jy hierna kyk. Is jy bereid, broers en susters? Want vir rugby en vir sport is ons bereid om berge te versit. Ons sal Durban toe ry, ons sal Ellis Park toe ry, ons sal Kaap toe ry, ons sal oor see gaan Frankryk toe om die Wêreldbeker te gaan kyk. Sal ons dieselfde berge versit in ons lewe om hierdie moment te vier? Want dit is waaroor Psalm 100 gaan. As ons oor dankbaarheid wil praat, as ons wil weet wat dankbaarheid in 'n mens se hart bring, as ons die oorsaak en die oorsprong van dankbaarheid in ons lewens soek, is daar een plek waar ons dit kan soek wat blywend is, en dis daar. Marcus Aurelius, die Romeinse keiser, het gesê, jou geluk en jou dankbaarheid, hy het gesê, your happiness and your thankfulness depends on the quality of your thoughts. Jou geluk en jou dankbaarheid hang af van die kwaliteit van jou denke. En ek wil hê Psalm 100 moet ons vanmôre hierheen bring. Dis goed en wel om 'n oorwinning soos 95 te vier. Dis goed en wel om 'n oorwinning soos gister te vier en verlede week teen die All Blacks. Maar broers en susters, as ons gelowiges vanmôre hier sit en ons wil intap in blywende dankbaarheid, die dankbaarheid wat lewens verander, broers en susters, die dankbaarheid wat mense se lewens omdop, wil ek hê moet ons plak hier kom inprop vanmôre. Want hierdie is waaroor Psalm 100 gaan. Dis waarheen Psalm 100 ons wil vat. Karen, jy kan vir ons 'n rukkie oplaas. Dankie. Nou broers en susters, jy het gesien dat Psalm 100 begin met die opskrif 'n dankpsalm. Nou wat baie belangrik is om te weet, is dat Psalm 100 is die enigste psalm in die hele psalmkorpus van 150 psalms wat met hierdie woorde begin. Geen ander psalm begin met die woorde 'n dankpsalm nie. En daar's 'n baie belangrike rede daarvoor. Jy sal sien, in hierdie gedeelte word daar gepraat van, gaan die poorte binne, sy tempel met lofsang. En nou, Psalm 100 was 'n psalm gewees wat bedoel was om gesing te word. Nou wat interessant is baie kommentare koppel Psalm 100 aan die vier van die Hittefees in die geskiedenis van Israel. Nou jy sal onthou, die Hittefees is 'n fees wat gevier is deur die Israeliete om die uittog uit Egipte en die versorging en die beskerming in die woestyn om dit te vier.
Jare na dit het die Israeliete nog baie keer hutte gebou bo op hulle huise of in die tempel se vierkant en dan het hulle vir 'n week lank daar gebly om die hittefees te vier. Nou die hoogtepunt van die hittefees is wanneer die hoofpriester na die Siloam bad toe gegaan het. Dit was net so klein entjie van die tempel af gewees. Dit was 'n fontein wat ontspring het en daar het die hoofpriester uit hierdie Siloam bad uit, het hy water gaan skep in 'n beker. En dan het hulle teruggestap deur die tempelpoort in Jerusalem in die tempel in en dan by die altaar gekom en hierdie water het die Siloam bad gevat en aan die ander kant 'n beker vol wyn en dit op die altaar uitgegooi. En die doel daarvan was om die krag en die beskerming van God te vier. Die wyn was die simbool van vreugde. Die vreugde wat dit bring om die Here te dien. Die vreugde wat dit is om in die tempel voor die altaar van God te staan. En die water was die simbool van God se beskerming. God se seën van bo tydens die uittog en die beskerming in die woestyn. Maar wat interessant is, hulle beweer dat Psalm 100 gesing is terwyl hulle besig was om terug te wandel deur die poort na die tempel toe. Nou waaraan laat die poort jou dink? Dit wys vir die Israeliete 'n teken van die belofte van die Messias wat die poort sal oopsluit. En vandag lees ons Psalm 100, 'n dankbaarheidspsalm oor die poort wat vir ons wyd oop staan, Jesus Christus. Want Jesus is die water wat lewe gee. Jesus is die wyn wat vreugde bring in ons lewe. En daarom vat Psalm 100 ons as 'n danklied na Christus toe. En dit was vir my wonderlik om te dink. Want hoor hoe begin hy? Hy sê, juig tot eer van die Here. En dit is waarna ons vanmôre gaan kyk. Wat beteken dit as ons sê, juig tot eer van die Here? Broers en susters, ek wil vir julle nog 'n video wys. En hierdie video gaan oor dankbaarheid. Dit gaan oor 'n video van Sir Nicholas Winden. Nou Sir Nicholas Winden het geleef in die Tweede Wêreldoorlog. In 1939 red hy 669 Joodse kinders van die nasies. Hierdie kinders was bestem gewees om saam met hulle ouers na die gaskamers te gaan. En Sir Nicholas Winden red hierdie kinders. En in 1988, 'n hele paar jaar later, so 50 jaar later, besluit die BBC om 'n dokumentêr te doen oor hierdie gebeurtenis. Want Sir Nicholas Winden het nooit vir iemand vertel daarvan nie. Hy het nooit eers sy vrou vertel van dit wat hy gedoen het in 1939 nie. En op 'n stadium het hulle tussen sy dokumente op 'n lys afgekom en dit was die name van die 669 kinders wat hy op een slag uit Duitsland uit weggesmokkel het. En in 1988 hou hulle toe 'n dokumentêr en ek wil vir julle dit wys. Ek wil vir julle hierdie video wys. Wat hulle toe hou en hulle praat toe met Sir Nicholas. Maar wat hy nie weet nie, is dat die hele skare wat bymekaar is, die kinders is wat hy daardie dag gered het. Karen, as jy dit vir ons sal wys. Back here is the list of all the children. This is Vera Diamond, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching. Who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please?
die verskil van een man. As jy vandag jou lewe te danke het aan Nicholas Winden, staan op. Ek wil vanmôre vir jou vra. As jy vanmôre die redding van jou siel, die redding van jou lewe te danke het aan Jesus Christus, steek jou hand op. Dit is wat dankbaarheid is. Dit, broers en susters, is waarom ons vanmôre hier by mekaar is. Dit is waaroor Psalm 100 gaan. As jy vanmôre jou lewe en die redding van jou siel te danke het aan Christus, steek jou hand op. En dit het ons gedoen. Want dit is die rede waarom ek en jy met 'n danklied in ons hart kan leef. Dit is die rede, daai kruis, daai Jesus Christus wat vir ons gehang het, dit is die rede, broers en susters, waarom ek en jy kan sing, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, al sou die olyfoes misluk, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Dit is Psalm 100. En dit is waarom hierdie Psalm begin met die woorde juig. Juig tot eer van die Here. Want jy sien, die woord juig is 'n baie besonderse woord in Hebreëus. Hierdie woord juig is die woord roa. Nie roag wat gees beteken nie, maar roa wat beteken triomflied, oorwinningskreet. Dit is wat juig beteken. As ons met hierdie Psalm begin, dan sê hierdie Psalm juig soos iemand wat iets het om oor te juig, iemand wat 'n oorwinning behaal het, iemand wat besig is met 'n triomftog in die lewe, want Jesus Christus het my lewe gered. Jesus Christus het my siel gered. Dis wat Psalm 100 beteken. En dan die vraag, wat beteken en waar pas Psalm 100 in jou en in my lewe in 2025? Want jy sien, dis 'n baie mooi Psalm in die boek en in die Bybel, hierdie Psalm, maar wat beteken en waar pas Psalm 100 in jou lewe en in my lewe? En ek wil vir julle presies sê, waar pas Psalm 100 in jou lewe? Wat doen jy as jy in die middel van die nag in 'n angssweet wakker skrik? Ek wil amper vir julle vra, wie van julle ken dit? Jy skrik wakker, of jy het 'n slegte droom gehad, of jy word wakker en daar's 'n kommer wat in jou hart is, broers en susters, en jy weet nie wat om te doen nie. Jy lê rond en rol en probeer planne maak in die middel van die nag, en die angs raak net groter en groter. Wat doen jy wanneer jy nie weet of jy links of regs moet gaan in jou lewe nie? Wat doen jy wanneer jy van die oggend af opstaan met hierdie angs in jou hart en die krag het vir die dag wat voor lê nie? Broers en susters, was jy al ooit op daai punt in jou lewe waar as jy in die oggend wakker word, bid jy dat die aand al kan aanbreek, dat jy net kan gaan slaap? Dat die tye tussen wakker en slaap vir jou so traumaties is dat jy nie kan wag om net jou oë toe te maak en vir 'n oomblik niks te voel nie. Wat doen jy in daardie oomblikke? Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel, erken dat die Here God is. Dit is wat jy doen. Jy maak jou Bybel oop by Psalm 100 en jy begin lees. Jy begin die woord van die Here oor jou lippe bring en jy sê, juig tot eer van die Here. Erken die Here as God. Hy is my herder. Hy is my skepper. Want jy sien, Psalm 100, broers en susters, is een van daai psalms wat jy nie hoef te verduidelik om in jou siel vatplek te kry nie. Psalm 100 is een van daai psalms, broers en susters, wat as jy dit ken en jy praat dit, voel jy die goddelike krag hier in jou hart begin werk. Dis daardie psalm wat jy na toe blaai in die aand as jy in jou bed lê
As jy in jou studeerkamer sit, as jy by jou werk kom, en jy wens, Here, ek wens net ek kan slaap, dat ek vir 'n oomblik nie voel nie. Want in hierdie Psalm kom God na vore. Hierdie Psalm help ons om ons weg te kyk van ons omstandighede, om weg te kyk van om die seëninge in ons lewe te tel. En broers en susters, ons het baie seëninge. En jy kan al die seëninge tel, en ons ken dit. As jy vanoggend opgestaan het, is dit 'n seëning. As jy 'n dak oor jou kop het, as jy 'n motor het, en so kan ons die seëninge in ons lewe tel. Maar Psalm 100 vat ons na die hart van dankbaarheid toe. Is daar waar jy diep in die nag, in die donker lê en jy weet nie herwaarts of derwaarts nie. Is die Psalm waar jy nie blaai. Juig tot eer van die Here. Almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken die Here is God. Want hy is goed. Herinner jouself daaraan. Herinner jou siel daaraan, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Hierdie Psalm, broers en susters, is bedoel om jou en my geloof te versterk. Dis bedoel om jou en my geloof te behoed en bewaar. Daarom is dit gesing by die hittefees. Dit was om Israel te herinner aan die uittog wat God gedoen het in die woestyn, die manna en kwartels wat hy hulle gegee het, die water uit die rots, die red by die Rooi See, die wolkkolom en die vuurkolom. Is om jou te herinner in die middel van die nag, want die Here is goed. Want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Sy trou duur van dag tot dag. Sy trou duur van uur tot uur, van minuut tot minuut, van sekond tot sekond, van oomblik tot oomblik. Dis waaroor Psalm 100 gaan. Dit is hoekom hierdie Psalm so in ons harte praat. Maar jy sien, Psalm 100 gee vir ons 5 opdragte. Ons dink baie keer in ons lewe dankbaarheid moet een of ander emosie wees. Ons dink as gelowiges en as wêreld dat dankbaarheid iets is wat jy binne moet beleef, en dan as jy dit beleef, dan is jy dankbaar. Die woord leer vir ons dat dankbaarheid is nie net 'n emosie nie. Dankbaarheid is iets wat gekweek moet word in ons lewe. Dankbaarheid is 'n ingesteldheid van ons gedagtes. Dankbaarheid is 'n ingesteldheid van ons harte. Dankbaarheid is iets wat gekweek moet word, broers en susters. Dankbaarheid is iets wat geleef moet word. So saam met hierdie Psalm wat ons bely in die donkerste oomblik van ons lewe, wat ons uitroep soos 'n gebed na die Here, kom hy ook en sê, maar ek wil julle leer hoe om dankbaarheid te kweek in jou lewe. En daarom gee Psalm 100 vir jou 5 opdragte van dankbaarheid. En ons gaan baie kort wees. Die eerste opdrag oor dankbaarheid is praat oor die seëninge van God. Praat oor die seëninge van God. Hy sê dit in vers 1, hy sê, juig tot eer van die Here. Juig is roa, ek het dit al gesê, dis 'n triomfkreet, dis 'n oorlogskreet, dis iets wat jy uitroep wanneer die oorlog gewen is, dis wat roa beteken, dis wat juig beteken. Dit beteken om te praat oor die seëninge van die Here in jou lewe, om dit te verbaliseer, om dit oor jou lippe te bring. Hulle vertel die verhaal van Dr. Rowland Allen. Hy was 'n sendeling gewees, 'n mediese dokter. Hulle vertel dat Dr. Rowland Allen het Indië toe gegaan om daar te gaan sendingwerk doen. Hy vertel later die verhaal in sy autobiografie. Hy vertel hoe hy sendingwerk gedoen het in Indië en hy eindig toe by 'n sekere streek in Indië wat 'n baie vreemde oogkwaal het wat in daardie streek voorkom. Mense word gewoonlik gebore met baie goeie sig, maar soos hulle ouer word, begin hulle sig al swakker en swakker word. En dis meestal lokaal tot daai area. En Dr. Rowland het jare dit nagevors en hy begin toe 'n prosedure ontwikkel wat hy 'n sekere operasie kan doen wat hierdie toestand stop. En so gebeur dit dat hy duisende mense se lewens aanraak. En so gebeur dit dat mense in Indië van heinde en verre na hom toe kom vir hierdie operasie om hierdie toestand te stop.
Maar wat Dr. Rowland Allen skryf in sy boek, in sy autobiografie, is dat niemand ooit vir hom dankie gesê het nie. Nooit ooit nie. Want jy sien in daardie Indiese dialek, bestaan daar nie 'n woord soos dankie nie. Maar in plaas van dankie, het hulle die uitdrukking, I will tell your name. Ek sal jou naam vir mense vertel. En in plaas daarvan om dankie te sê, is die uitdrukking, ek sal mense jou naam vertel. Broers en susters, is dit nie wat Psalm 100 sê, ons met dankbaarheid moet doen nie? Is dit nie wat Psalm 100 sê, ons met die seëninge van die Here in ons lewe moet doen nie? Is ons moet juig tot eer van die Here aan almal op aarde. Cat Stevens sing 'n liedjie, oh I can't keep it in, I can't keep it in, I gotta let it out, I gotta tell the world, ekskuus vir die vals. Ek onthou hierdie liedjie baie goed in my 3de jaar op universiteit, het ek 'n Hebreëus 3 klas gehad, ek het Hebreëus as 'n ekstra vak gehad. Nou broers en susters, ek wil hê jy moet aan die verveligste mens dink wat jy kan. As jy 'n prentjie het in die kop, vermenigvuldig dit met 10, dan kry jy 'n idee van hoe 'n Hebreëus 3 klas is. Ongelooflik boring. En ek onthou, ek het die dag in die Hebreëus 3 klas gesit, so agter in die klas, en ek het so op my stoel gewieg, en om een of ander rede vergeet ek is in my Hebreëus 3 klas, en ek begin kliphard in die klas sing. Oh, I can't keep it in, I can't keep it in. En die dosent was so besig om so op die bord te skryf, en hy het so gestop, en my een pel het my so gekyk, en my so geskit en gesê, Rian, jy's in die klas, wat maak jy? En Cat Stevens se liedjie leef tot vandag toe in my kop. Want partykeer is die blydskap in jou hart net so groot, dat jy dit nie kan stilhou nie. En op daai oomblik in die Hebreëse klas, het 'n blydskap my oorval, wat ek net nie kon binnehou nie. Dis wat die Here sê die eerste opdrag is, van Psalm 100. Juig tot die eer van die Here. Sing sy lof, vertel van sy seëninge, wanneer die Here 'n gebed in jou lewe verantwoord, en dit gebeur, seën hom, vertel van sy seëninge, juig daaroor. Wanneer die Here vir jou uitkoms gee, wanneer jy nie besef het nie, sing sy eer, juig tot sy naam. Wanneer die Here jou help, wanneer die Here by jou is, wanneer jy die genade van God besef, juig tot eer van die Here. Dis die eerste opdrag van dankbaarheid. Is praat oor die seëninge van die Here. Die tweede ene is vers 2. Dien die Here met blydskap. Dien beteken jy moet iets doen. Dien beteken jy het 'n opdrag om uit te voer. Jy moet diensbaar wees. Nou daar's 'n goeie fliek, Kevin Spacey het daarin gespeel jare terug, en as jy dit nog nie gekyk het nie, gaan kry dit iewers. Die fliek se naam is Pay It Forward. 'n Fliek waarna ek al baie verwys het. Die beginsel gaan oor hierdie seentjie wat 'n opdrag kry in sosiale wetenskappe in sy klas, wat hulle met 'n voorstel moet kom oor hoe kan jy die wêreld verander, en almal het met een of ander tegnologiese uitvinding gekom. En hierdie seentjie kom toe en hy sê, sy beginsel om die wêreld te verander is die beginsel van Pay It Forward. Wat dit beteken, is as iemand iets vir jou doen wat goed is, as iemand vir jou 'n klein stukkie genade toon, don't pay them back, want dis mos wat ons gewoonlik doen, we pay back kindness. Ons sê vir iemand dankie. Sy beginsel was nee, as iemand aan my iets doen wat goed is, I'm gonna pay it forward. Ek gaan die goeie daad, die dankbaarheid wat ek het, aan 3 ander mense betoon. Of dit is om iemand se brood te betaal in die winkel, of dit is om iemand 'n oproep te gee en te sê, "Hi, dankie vir wat jy my lewe, pay it forward." En dit is wat dien die Here beteken. Pay his grace forward. Stel en gee sy genade uit vir die wêreld rondom jou. Jy word geseën om 'n seën te wees vir ander. Dis dankbaarheid. En dis die tweede opdrag. Dien die Here met blydskap. Gee sy genade weg, broers en susters.
moenie sy genade vir jouself hou nie. Derdens, wys die wêreld dat dit 'n vreugde is om die Here te dien. Hy sê, kom voor hom met gejubel. Kom voor hom met gejubel. Broers en susters, het gesien, ons het nou gekyk na daai video van die 1995 Wêreldbeker. Het u die gejubel in daai mense se gesigte gesien? Het u gesien hoe daai stadion ontplof toe Joel Stransky daai bal raakskop en hy tussen deur die pale seil? Die wêreld kon sien, dis 'n vreugde om die Springbokke te ondersteun. Dit is so groot vreugde, broers en susters, om die bokke te ondersteun, dat ons 'n Springbok Vrydag het voor elke groot toets. Op Vrydag trek mense hulle Springbok klere aan, die skole trek groen aan, dis 'n crazy ding. Want dis 'n vreugde om die bokke te support en te ondersteun as hulle wen. Hoor wat sê die woord. Kom voor die Here met gejubel. Wys vir die mense dat dit 'n vreugde is om God te dien. Hoe loop ons dikwels kerk toe? Hoeveel keer lê mense in hulle bed op 'n Sondagoggend en hulle kyk soos die wekker afgaan en sê, gaan ons kerk toe vandag? Ons moet seker gaan want daar's Sondagskool. Dit lyk amper asof die dien van die Here 'n las is. Sal jy na 'n geloof soos Christendom toe bekeer? Sal jy 'n Christen wil wees as jy na mense moet kyk wat die hele tyd negatief is? Vir wie alles net 'n swaar las is. Christus bring vreugde in ons hart. Kom voor hom met gejubel. Dien hom. Wys die wêreld dat dit 'n jubelende vreugde in jou hart is om die Here te dien. Vierdens, erken dat die Here God is. Erken dat die Here God is. En die woord wat hier gebruik word vir erken is die Hebreëse woord yada. Dit beteken ken. Ken die Here as God in jou lewe. Dis waar vreugde is. As jy die Here as God ken, bring dit blydskap. En hy sê, ken hom as jou skepper. Ken hom as die verbondsgod, wat met jou 'n belofte gemaak het, wat nooit ontrou sal wees aan sy karakter nie, en nooit 'n belofte sal breek nie. En 3, ken hom as jou herder, van Psalm 23. En dan 5, gaan sy poorte binne met dankliedere. Dit beteken, kyk op en sien die geopende hemel. Kyk op en sien die poorte van die hemel waarwyd oop staan, soos die poorte van die tempel oop was en die volk ingestap het en hierdie lied gesing het. So sê hierdie Psalm, leef met jou oë boontoe na die geopende hemel. En as jy na die geopende hemel kyk, sal niks op hierdie aarde jou oë kan aftrek, sodat jy in sak en as hoef te sit nie. Gaan sy poorte binne met dankliedere, kyk na die ewige lewe, die geopende hemel, waaronder jy leef. Dis die kruis. Dis waar die poorte van die hemel vir jou oopgesluit is. Broers en susters, en geen probleem in jou lewe. Geen krisis, geen swaar kry, geen siekte sal ooit daai poort kan toesluit nie. Gaan sy poorte binne met dankliedere. Sy tempel met lofsang, dank hom, prys sy naam. En hier is die slot. Hier is die strikkie, waarmee die psalmdigter hierdie psalm toebid. Die fondasie waarop dit alles rus, die woord want. Paar maande terug het ons 'n preek gehad oor die God van koppelwoorde. Die God van maar en die God van want. Maar my genade is groot genoeg. En hier lees ons die koppelwoord God, want. Die Here is goed. Want aan sy liefde is daar geen einde nie. Want sy trou duur van geslag tot geslag.
Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, ons kan nie anders as om dankbaar te wees nie. Jesus, U het ons gered. U het ons vrygemaak. U het ons verlos. Ons wil ons hande opsteek vanmôre en sê prys die Here. Ons harte wil bars vanmôre van dankbaarheid vir U in ons lewens. Dat U ons gered het, skoon gewas het. Dat ons kan opkyk na die geopende hemel. Al wat ons vanmôre kan sê, is Amen. Broers en susters, ons gaan vanmôre afsluit met lied 464, maar ek wil net eers vir Willemien sê baie dankie. U stel is vanoggend 'n bietjie met bietjie af en Willemien het ingestaan vir ons vanoggend. Willemien, baie dankie. Is lekker om saam met jou te sing en dankie ook vir hierdie treffende tussenspel. Ek dink dit het ons harte diep geraak. Baie dankie. Broers en susters, ons sluit af vanmôre met lied 464. En ek wil vra dat ons vers 1, vers 2 en vers 3 sal sing. Dit gaan oor dankbaarheid vanmôre. En dit is waaroor hierdie lied gaan, o Heer my God. As ons net dit kan leef en dit kan sing, en dit kan weet, dan sal ons harte altyd bars van dankbaarheid. Vers 1, o Heer my God, as ek in eerbied wonder. Vers 2 is wanneer ons na die natuur kyk en oorweldig word, oorrompel word deur die grootheid van God. En dan vers 3, U seun word mens. Dit is wanneer ons vasgegryp word deur die greep van genade. Die greep van Christus aan die kruis. Kom ons staan, sluit ons af met lied 464 vers 1, 2 en 3.
Ek wil vra dat U almal nou die oë sal toemaak vir die seën van die Here. As die Here jou lewe gered het, steek jou hand op. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en sal met jou bly. Amen.